Ons het nou gelees laasweek in Handelinge 8, waar die kerk begin versprei het in Samaria in al hierdie areas van wat om Jerusalem is, as gevolg van Saulus wat die Christene vervolg. Ons het laasweek gelees van Filippus wat gegaan het na Samaria en die evangelie gaan deel het en waar die Here hom toe gesê het om na die pad te gaan wat na Gaza lei, waar hy toe die Ethiopiese Enoch ontmoet en die evangelie met hom deel en die vrug wat ons gesien het wat uit dit gekom het, waar Ethiopië nog nooit enige ander geloof as hoe kan ek dit nou sê, staatsgeloof gehad het as Christenskap nie. Hulle was nog altyd Christene gewees van daai tyd af. En ons sien hoe God vir Filippus lei om in al die stede wat oplei aan die kus, wat Filistynse stede was, die evangelie te gaan deel en hoe die evangelie begin versprei het. Nou vandag gaan ons bietjie meer kyk na Saulus self en die ontmoeting wat hy gehad het met die Here. Sy hart was om werklik Christenskap uit te wis. Dit was sy begeerte en hy het dit tot 'n groot mate reg gekry in Jerusalem en hy het besluit, dis tyd om verder te gaan. So kom ons lees vanaf vers 1, Handelinge 9 vers 1 tot 9. Maar Saulus wat nog dreiging en moord geblaas het teen die disippels van die Here, het na die hoëpriester gegaan en vir hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat hy mense sou vind wat van die weg was, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. En toe hy op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik 'n lig van hom hemel af, en hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is u, Here? En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil u hê moet ek doen? En die Here antwoord hom, staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen. En die manne wat saam met hom op pad was, het spraakloos gestaan terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien nie. Toe staan Saulus van die grond af op, en alhoewel sy oë oop was, het hy niemand gesien nie, en hulle het hom aan die hand gelei en in Damaskus ingebring. En 3 dae lank het hy niks gesien nie, en niks geëet of gedrink nie. Net tot daar vir nou. Nadat Saulus die kerk verwoes het in Jerusalem, was dit nie genoeg om die haat wat hy gehad het te versadig nie. En hy gaan na die hoëpriester en hy sê, gee vir my briewe, dat ek na die sinagoges kan gaan in Jerusalem, in Damaskus, en die Christene daar kan vervolg, en hulle somme bring, geboeid na Jerusalem. Ek wil hê ons moet gou na 'n kaart kyk, net dat julle verstaan waar ons onsself bevind. Daaronder is Jerusalem, en daarbo is Damaskus. Dit is eintlik nie meer deel van Israel nie. En hy sê, ek wil soontoe gaan, om hulle verder te gaan verwoes. Ek wil hê julle moet verstaan, hierdie man het 'n haat vir Christene. Hy het geen liefde vir die mense wat hulle self van die weg noem nie. Nou in daai tyd was hulle nog nie Christene genoem nie. Ons lees in die gedeelte, hulle was die mense wat hulle self die mense van die weg genoem het. Hulle was nog nie Christene genoem nie. Later in Handelinge gaan ons sien waar hulle eerste keer Christene genoem is. Hierdie man is besig om dreigemente en moord uit te spreek teenoor Christene. Hy het hulle nie ligtelik vervolg nie. En hy het die volste mag van Israel agter hom gehad. Die Sanhedrin was agter hom gewees om die Christene uit te wis, van die aardbol af te probeer kry. En hy het dit tot 'n groot mate reg begin kry in Jerusalem. En hy sê, ek wil gaan na Damaskus. Nou op die pad ontmoet Saulus vir Jesus. En hy ontmoet hom nie op 'n normale manier nie. 'n bonatuurlike, radikale manier ontmoet hy vir Jesus. Is vir my interessant, hy vra 2 vrae vir God. Nou as jy 2 vrae kon vra vir God, wat sou dit gewees het?
Ek wonder baie keer, hoe sal ons reageer as ons daai ontmoeting kon gehad het? Wat sou ons vir God gevra het? Maar hy vra, wie is u? En hy vra, wat moet ek doen? Nou daai twee vrae is vrae wat ek en jy werklik tyd op kan spandeer, om te vra, wie is u? En wat moet ek doen? Ek wil hê ons moet gou na Filippense 3 vers 8 tot 12 blaai. Filippense 3 vers 8 tot 12. Saulus daai tyd, sy hart was om werklik God te volg. Hy het dit alles gedoen wat hy gedoen het, omdat hy God wou eer. En ons sien hierso, hy wou werklik weet wie God is. Lees saam met my Filippense 3 vers 8 tot 11. Ja, waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prysgegee het, en as drek beskou, om Christus as wins te verkry, en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof, sodat ek hom kan ken, en die krag van sy opstanding, en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik, nie dat ek dit al verkry het, of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna, of ek dit ook kan gryp, omdat ek deur Christus Jesus gegryp is. Ek sien hierso, dat Paulus kies om aan te hou, vra, wie is u? Hy ontmoet hom op hierdie dag, en hy sê, ek wil meer weet van wie hy is. Ek en jy moet daai begeerte hê om te sê, Jesus, ek het u ontmoet op 'n dag, maar dis nie waar my verhouding stop met u nie. Ek wil meer en meer van u leer ken. Die dag as ek en jy ons oë toemaak en oopmaak in ewigheid, hoe lyk daai dag? Ek vra dit gereeld vir julle, ons moet gekonfronteer word, want hoe ons nou Jesus gaan ken, is hoe daai ontmoeting gaan wees in ewigheid. Ken ons hom werklik vir wie hy is? Of ken ons 'n aspek van hom? Of gaan ons kies om te sê, Here, wys my elke dag wie u is? Die tweede vraag wat hy gevra het is, wat moet ek doen? Nou in Handelinge 9 vers 15 tot 16 sien ons presies wat Jesus vir hom gesê het, hy moet doen. Kom ons lees gou vers 15 en 16. Maar die Here sê vir hom, gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig om my naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel, want ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet ly. Daai twee vrae, as ons daai twee vrae kan beantwoord, dan sê ek vir jou, ons lewens sal radikaal anders te lyk. Hoekom? Want as jy weet wie Jesus is, werklik, en jy weet presies wat hy wil hê jy moet doen, dan gaan jy nie wonder wat jy moet doen in die lewe nie. Paulus praat op 'n kol, hy sê, ek is soos 'n bokser, wat nie net in die wind slaan nie, ek het 'n plan en 'n missie, en God stuur ons met sy missie uit, om dit te doen. Ek en jy moet weet waarvoor hy elkeen van ons geroep het. Kan ek en jy elke dag Jesus dieper leer ken? Ek glo so. Ek en jy moet daai begeerte hê, want hy het daai begeerte, dat ons kan verdiep in die verhouding met hom. Weet jy wat jy moet doen vir die Here? En as jy nie weet nie, wil ek vir jou aanmoedig om te bid en die Here te vra en aan te hou vra totdat hy vir jou duidelik wys wat is sy plan en doel vir jou lewe. Moet nie net gemaklik en oukei wees om net maar aan te gaan, om die maandag tot Vrydag, maandag tot Sondag te rinse en repeat, opstaan, werk, slaap, opstaan, werk, slaap. Nee, ek en jy moet 'n doel hê en dit kry ons net by Jesus. Saulus se vervolging van Christene was opreg gewees. Hy het dit gedoen om God te eer.
En hy wou graag gehad het dat dit die Christendom nie die Joodse geloof moet verwoes nie. Hy wou dit beskerm. Hy het dit alles gedoen vir God. Hy was opreg, maar hy was opreg verkeerd gewees. Toe hy gekonfronteer word met die waarheid, toe het hy gekies om sy lewe totaal en al te verander. Ons het nou al gelees van Johannes af tot in Handelinge, hoeveel keer word die leiers van die Jode gekonfronteer met waarheid en elke keer kies hulle om nie te verander met dit nie. Ons sien van Nikodemus wat hy gekonfronteer word met waarheid, waar hy wegkruip, waar hy weg in die aand na Jesus toe gaan en hom gaan besoek. Toe Jesus dood is, kies hy om in die lig uit te gaan en Jesus te help te begrawe. Hy het 'n keuse gemaak en so het Paulus hierdie dag 'n keuse gemaak toe hy gekonfronteer is met waarheid om op dit te reageer en nie aan te hou maak asof alles net oukei is nie. Toe Saulus vra, wie is u? Het Jesus gesê wie hy is. Interessant dat Jesus sê dat jy besig is om my te vervolg. Maar Jesus was nie eers daar nie. Maar hy sê jy's besig om my te vervolg. Wat beteken dit? Dit beteken dat ek en jy deel is van die liggaam van Christus. In Kolossense 1 vers 18 sê Paulus dit so mooi. Lees saam met my Kolossense 1 vers 18. En hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Jesus is die hoof van die liggaam. Ek is nie die hoof van hierdie kerk nie. Jesus is. Ek het die verantwoordelikheid om julle te lei en te herder, maar ek is nie die goeie herder nie. Jesus is die goeie herder. Ek en jy het 'n rol en 'n doel om te speel, deel van sy liggaam. Maar hy is die hoof. Hy is die ene wat ons voetstappe moet rig. Jesus sê vir hom, jy skop lekker teen die prikkels. Nou wat is die prikkels wat hy van praat? Kyk gou saam met my op die skerm. In Jesus se tyd en voor dit en na dit en tot vandag toe het ons 'n vorm van hierdie. Nou dit is 'n stok wat hulle skerp gemaak het of hulle het metaal vooraan gesit om wanneer hulle wou ploeg, het hulle die beeste met dit gesteek sodat die bees in 'n rigting kan beweeg. Nou meeste van ons boere sal dit beter ken as 'n protter. Nou as jy nie weet wat 'n protter is nie, gaan vra 'n boer, jy wil bietjie voel hoe werk 'n protter, dat hy jou kan voorstel aan 'n protter, dat jy verstaan wat moet gebeur. Nou wat gebeur as 'n bees baie hardkoppig is? Hy gaan hom prot en hy gaan daar staan, hy gaan nie wil nie. En as jy hom weer prot, dan gaan hy wil skop van daar waar daai protter vandaan kom. Is dit so? En dis wat Jesus hierso vir Paulus sê. Hy sê jy skop teen die protter. Ek is besig om jou te druk in 'n rigting en jy wil nie gaan waar ek vir jou sê om te gaan nie. Maar toe hy gekonfronteer is met Jesus in hierdie oomblik, toe hy opskop. Toe sê hy, wat wil u hê moet ek doen? Ek en jy moet versigtig wees om nie te skop teen die prikkels wanneer God ons in 'n rigting wil indruk nie. Wanneer hy ons voetstappe wil rig nie. Want dit gaan seerder en seerder raak. Maar die Here is lief vir ons. Hy sê hy tugtig die wie hy liefhet. Hy wil ons lei in sy weë en in sy weg. Ek weet nie hoe lank was Paulus al besig om te skop teen hierdie prikkels nie. Hy was deel van die Sanhedrin gewees. Dit het al moontlik gebeur toe Jesus nog op aarde was, wat hy gehoor het en gesien het van wie Jesus is. Maar hy was verseker radikaal gekonfronteer die dag met Stefanus se steniging. En hy het dit aanhou goedkeur. Ek wonder hoeveel van sy dade het te doen gehad met die gewete wat hy net wou stil maak om te sê ek wil nie hierdie doen nie, ek wil net aanhou doen wat ek geleer is. Ek wil hierdie stem wat vir my besig is om te sê jy moet verander, stil maak. Wanneer die Here my en jou rig in 'n rigting,
moet ons versigtig wees om hom stil te probeer maak. Ons moet eerder kies om te sê, Here, wat wil U hê moet ek doen? Watse rigting wil U hê moet ek beweeg? In hierdie oomblik hou Paulus op skop en hy raak gehoorsaam. Interessant, in vers 6 staan daar, en terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil U hê moet ek doen? Om gekonfronteer te word met God se glorie is nie altyd net 'n warm fuzzy feeling nie. Dis nie altyd net lekker nie. Ons sien hier dat hierdie konfrontasie met Jesus hom op 'n plek kry waar hy bewe en hy sê, Here, wat moet ek doen in hierdie oomblik? Toe Saulus vir Jesus vra wat moet hy doen? Toe sê die Here vir hom, gaan na Damaskus en daar sal jy uitvind wat jy moet doen. Dit klink vir my baie soos wat met Filippus gebeur het. Die engel sê vir hom, gaan af na Gaza toe en daar sal ons vir jou sê wat om te doen. Toe hy daar kom, toe word daar gesê, gaan klim op daai wa, gaan praat met daai man. Die Here wil ons lei elke oomblik van elke pad, elke tree wat ons gee, maar dit moet gehoorsame tree wees. Ek en jy moet nie die volle prentjie wil weet voordat ons gaan kies om gehoorsaam te wees nie. Dit wat hy vir jou nou sê om te doen, wees gehoorsaam aan dit. En vertrou hom, want as jy dit gedoen het, dat hy die volgende tree vir jou sal gee om te doen. Tree vir tree, want wat beteken dit vir my en jou? Dit beteken dat ek en jy afhanklik is van sy leiding, en dat ons nie net ons eie koppe moet volg nie. Maar hy kon nie meer gesien het nie. Hierdie konfrontasie met Jesus, hierdie ontmoeting wat hy gehad het met Jesus, het veroorsaak dat hy nie kon sien nie. Dat daar skille op sy oë was. So kom ons lees vers 10 tot 22, wat gebeur volgende. En daar was 'n disipel in Damaskus met die naam van Ananias, en die Here het vir hom in 'n gesig gesê, Ananias, en hy antwoord, hier is ek, Here. Toe sê die Here vir hom, staan op en gaan na die straat wat genoem word Reguitstraat, en vra in die huis van Judas na 'n man met die naam van Saulus, van Tarsus, want kyk, hy bid, en hy het in 'n gesig 'n man met die naam Ananias sien inkom, en hom die hande oplê, sodat hy weer kon sien. Maar Ananias antwoord, Here, ek het van baie mense aangaande hierdie man gehoor, hoeveel kwaad hy u heiliges in Jerusalem aangedoen het, en hy het hier volmag van die owerpriesters om almal te boei wat u naam aanroep. Maar die Here sê vir hom, gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig om my naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel, want ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet ly. En Ananias het gegaan en in die huis gekom en hom die hande opgelê en gesê, Saul, broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus, wat aan jou verskyn het, op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word. En dadelik het daar iets so skille van sy oë afgeval, en hy kon onmiddellik weer sien, en hy het opgestaan en is gedoop, en nadat hy voedsel gebruik het, het hy weer sterk geword, en Saulus was 'n paar dae saam met die disippels in Damaskus. Almal van ons het 'n keuse om te maak. God maak 'n keuse om mense te gebruik om sy werk te verrig. God kies om Paulus te gebruik, God kies om Ananias te gebruik, God kies om elkeen van ons te gebruik. Maar ek en jy kan kies of ons gaan luister en sy opdragte volg of nie. Dis 'n keuse wat ons het om te maak. Maar die keuse het konsekwensies. Elke keuse wat ons maak, het konsekwensies. As ons kies om hom te volg, dan is daar konsekwensies vir dit. En hierso sê Jesus, hy weet presies wat hy gaan deur moet gaan vir my naam se onthaalwe. Is hy bereid om dit te doen of nie? As hy kies om hom nie te volg nie, moet hy ook verstaan, daar is keuses. Of daar's konsekwensies vir daai keuse. En so vir elkeen van ons, elke oomblik van elke dag, het ons 'n keuse. Hoe gaan ons optree in hierdie situasie? Gaan ek die Here vra vir leiding, of gaan ek my eie manier volg? Gaan ek my lewe verander volgens sy wil en weg, of gaan ek aanhou doen wat ek van hou om te doen?
Ons moet daai vraag vir onsself vra en kies, hoe gaan ons reageer? Hoe God kies om Saulus te gebruik, is baie interessant. Hy sê, ek gaan hom stuur om die evangelie te deel aan die heidene, of in die Afrikaans sê hy nasies, konings en die kinders van Israel. En hy gaan lei vir my naam se onthaalwe. Maar nou het ek vir jou 'n baie interessante vraag. Ananias word gesê wat om te doen. Nou het Ananias 'n keuse. Gaan hy luister vir wat Jesus nou net vir hom gesê het om te doen en vir Paulus te gaan bid? Of gaan hy sê, nee, ek het genoeg gehoor, ek gaan u nie vertrou nie, ek gaan nie hierdie volg nie. Maar wat doen Ananias? Hy luister en hy gaan. Maar nou is my vraag aan jou, hoe sal ek en jy reageer as God dit van ons verwag? Want Saulus is 'n moordenaar. Saulus is besig om die mense wat Christene genoem word te vervolg. Hy wil hulle uitwis. En hierso sê Jesus vir Ananias, gaan en bid vir hom. Wat sê Ananias toe hy Paulus sien? Hy sê, broeder. Hy aanvaar hom soos 'n broer. Elke persoon wat kies om Jesus te volg en in sy weë te stap, word broers en susters genoem. En dis hoekom ons onder andere bid vir die laaste, ek weet nie hoeveel dae nie, vir 15 dae lank bid ons vir mense, broers en susters in ander lande wat vervolging beleef. Dit is nie maklik om vervolging deur te gaan nie. Maar as ons Jesus se weg gaan kies, sal dit altyd die moeite werd wees. Net soos wat Saulus vir Ananias nodig gehad het om hom te help in die begin van sy pad met die Here, so het ek en jy ook iemand nodig om 'n pad mee te stap. Ons moet nie dink ons kan die pad net alleen stap nie. Van ons is in die rol van Paulus wat tot bekering kom en hulle het Ananias nodig. Van ons is 'n Ananias en stap 'n pad met iemand wat tot bekering gekom het. Ons moet hulle nie net los nie. Ons moet hulle lei en dit is waar disippelskap inkom, om 'n pad met iemand te stap. Nie net iets te begin en te sê okay nee, daar is jy nou reg nie. Nee, ons stap daai pad met hulle om te sien hoe lyk dit? Hoe gaan dit met hulle sodat hulle geestelik reg is? Wanneer 'n baba gebore word, kan jy hom nie net los nie. Jy moet 'n pad met daai baba stap. Hy's afhanklik van jou. Dieselfde met 'n geestelike baba. As jy gebore is en jy los hom net, ek kan jou amper waarborg, hy gaan geestelik sterf. As jy hom nie gaan voed nie, as jy hom nie gaan melk gee nie, totdat hy op 'n plek kom wat hy geestelik self kan eet. Nou interessant, Lukas wat Handelinge geskryf het, praat nie baie oor hierdie gedeelte nie, maar daar's 'n tyd wat ons van lees, nadat Paulus tot bekering gekom het, en voordat hy aangegaan het met sy bediening. Nou kom ons lees gou in Galasiërs 1, vers 11 tot 20, wat het gebeur? So hierso is ek weet nie presies waar hierdie is nie, maar ek vermoed, dit is daarso net vanaf vers, waar het ons nou gelees? Hierso vers 19, en nadat hy voedsel gebruik het, het hy weer sterk geword, en Saulus was 'n paar dae saam met die disippels in Damaskus. En ek glo voordat hy aangegaan het, is dit die tyd wat hy gaan spandeer het in die woestyn saam met Jesus. Lees saam met my Galasiërs 1 vers 11 tot 20. Maar ek maak aan julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mens is nie, want ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar deur 'n openbaring van Jesus Christus. Want julle het gehoor van my lewenswandel vroeër in die Jodendom, dat ek die gemeente van God uitermate vervolg en dit verwoes het, en dat ek in die Jodendom vooruit gegaan het, bo baie van my leeftyd onder my stamgenote, terwyl ek veral 'n ywerhaar was vir die oorlewering van my voorvaders. Maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af, en deur sy genade geroep het, om sy seun in my te openbaar, sodat ek hom
onder die heidene sou verkondig, het ek dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie, en ook nie na Jerusalem opgegaan, na die wat voor my apostels was nie, maar na Arabië vertrek, en weer teruggekom na Damaskus. Vervolgens 3 jaar daarna, het ek na Jerusalem opgegaan, en met Petrus kennis te maak, en 15 dae by hom gebly, en ek het niemand anders van die apostels gesien nie, behalwe Jakobus, die broer van die Here, en wat ek julle skryf, voor die aangesig van God, ek lieg nie. So ons sien, daar's 'n tydperk van ongeveer 3 jaar, wat hy gaan spandeer het, en die Here van aangesig tot aangesig geleer het, die evangelie by hom gehoor het, nie by ander mense nie. Saulus het persoonlik van Jesus geleer by Jesus. Dit klink vir my baie soos wat die apostels geleer het by Jesus. Hulle het persoonlik by hom geleer toe hy op aarde was. Maar die vraag van hoe lyk ons lewe na bekering kom altyd. Daar's altyd 'n toets wat kom om te vra, hoe lyk jou lewe nou na bekering? Paulus het 'n radikale ontmoeting gehad met Jesus. Maar hy het nie net gebly by daai ontmoeting nie. En elkeen van ons gaan toetse deur. Elkeen van ons gaan uitdagings deur. Daar's 'n dag wat jy die Here ontmoet het. En die vraag is, bly jy daar en jy dink alles is nou oukei? Of begin jou lewe nou vrug dra van hierdie ontmoeting wat jy gehad het met God? Nadat hy tyd met die Here spandeer het, het Paulus begin om die evangelie te deel en hy het baie teëspoed gekry. Maar hy het gekies om aan te hou, al is dit hoe seer. Paulus was nie bang om te sê dat hy verkeerd was nie, en die waarheid met ander te deel. Hy het toe teruggegaan en gesê, laat ek vir julle vertel, wie is Jesus? En hy het dit gaan uitlewe in sy lewe. Elkeen van ons het 'n keuse om te maak, om te sê, hoe lyk my lewe na bekering? Wanneer ons gered word, dan sê die skrif, ons moet ons gedagtes vernuwe. Ons moet ons lewe in lyn kry met die woord. Ons moet ons denkwyse verander van hoe dit was na nou, na bekering. En dan moet ons die Here gehoorsaam in dit. Kom ons lees die laaste gedeelte wat ons gaan behandel, vanaf vers 23 tot 31. En na 'n geruime tyd het die Jode beraadslag om hom om te bring, en hulle plan het aan Saulus bekend geword, en hulle het die poorte dag en nag bewaak, dat hulle hom kon ombring. Maar die disippels het hom geneem en in die nag deur die muur neergelaat, deur hom in 'n mandjie te laat afsak. En toe Saulus in Jerusalem aankom, het hy probeer om die disippels aan te sluit, maar almal was vir hom bang, omdat hulle nie geglo het dat hy 'n disipel was nie. Maar Barnabas het hom geneem en na die apostels gebring, en hulle vertel hoe hy op die pad die Here gesien het, en dat hy met hom gespreek het, en hoe hy in Damaskus vrymoediglik die naam van Jesus gespreek het. En hy het saam met hulle in en uit gegaan in Jerusalem, en vrymoediglik gespreek in die naam van die Here Jesus, en ook met die Grieksprekende Jode gepraat en gerede twis, maar hulle het probeer om hom dood te maak. En toe die broeders dit agterkom, het hulle hom na Caesarea afgebring en hom na Tarsus weggestuur. En die gemeentes deur die hele Judea en Galilea en Samaria het vrede gehad, en terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees, het hulle vermeerder. Oral waar Saulus gegaan het hy vervolging beleef. Ek en jy moet nie ietsie anders te verwag as ons uitgaan in die wêreld en die evangelie deel met mense nie. Wanneer ek en jy die goeie nuus van Jesus Christus met 'n donker gebroke wêreld deel, dan is dit 'n stryd tussen lig en duisternis. En ons moet nie verbaas wees as ons vervolging gaan beleef nie. Wat doen Paulus toe hy hierdie vervolging beleef? Hy hou aan. Daar was al kere in my lewe wat ek gesê het, ek kan nie meer nie, ek wil nie meer aangaan nie. Wat ek opgegee het en weggestap het,
en gesê het ek kan nie. En die Here roep my terug en hy sê ek het 'n plan vir jou. Hier's mense hier wat dalk al seer gekry het om die evangelie te deel. Ander mense het jou dalk al seer gemaak, maar die Here sê ek het 'n plan en 'n doel vir jou. Moet nie opgee nie. Moet nie ophou nie. Moenie toelaat dat die wêreld jou op 'n plek kry dat jy nie wil aanhou om my te verteenwoordig nie. Daar's net eene wat gekies het om na Paulus te luister en dit was Barnabas. En Barnabas het dit gedoen, hoekom? Want hy het gehoor wat het in Damaskus gebeur. Hy het gesien daar's 'n verandering in Paulus se lewe en hy het die weg gemaak dat Paulus toe kon praat met die apostels. As dit nie was vir Handelinge nie, het ons nooit geweet wat met Paulus gebeur het in sy wandel met die Here nie, waar hy tot bekering gekom het nie. Ons sou net in sy briewe ingeval het en gevra het, wie is hierdie man? Maar te danke aan Handelinge kan ons presies weet wie is Paulus. Nou ons gaan soos wat ons nou aanbeweeg, meer en meer begin leer van wie Paulus is en ons gaan minder en minder begin hoor van Petrus. In die begin van Handelinge het ons baie gelees van die werk wat Petrus gedoen het en nou gaan ons baie minder leer van Petrus. Terwyl Paulus tyd in Jerusalem spandeer het, het hy te doen gehad met die Grieksprekende Jode. Dis dieselfde Jode wat Stefanus moontlik vervolg het en hom reg gekry het dat hy gestenig was en hulle wou vir Paulus ook doodmaak. Maar hulle stuur toe vir Paulus terug na Tarsus, daar waar hy vandaan gekom het. En ons gaan dan sien hoe dit lyk in die volgende hoofstuk. Maar daar's 'n baie interessante gedeelte wat ek wil hê ons moet na kyk. Die laaste gedeelte sê dat die kerk rus van vervolging beleef het. En daar is 3 goeters wat ek lees wat hulle ervaar het. Die kerk het eers begin opgebou raak. Nou in Engels praat hy van edify. Nou ek wil net vir julle lees waarvoor staan edify. To build in a literal sense, to instruct and improve the mind in knowledge, generally and particularly in moral and religious knowledge, in faith and holiness. So die kerk was besig om te groei in die weg wat hulle stap met die Here. Hulle was besig om geheilig te word as disippels van Jesus. Die tweede ding wat gebeur het is, hulle het gewandel in die vrees van die Here. Gaan lees die laaste vers in die boek van Prediker. Dan sal jy sien, om God te gehoorsaam en die vrees van die Here is alles wat jy nodig het. Hier sien ons dat die kerk die vrees van die Here gehad het. Maar hulle het ook die vertroosting van die Heilige Gees gehad. En daai 3 elemente het toegelaat dat hulle groei en aanhou groei tot daar waar ons vandag sit in Brits en die Here kan loof en prys vir wie hy is. As ons hierdie 3 aspekte in ons lewe het, dan is ons besig om meer en meer te word soos wat Christus wil hê. Maar nou wil ek jou aanmoedig om daai 2 vrae ook te vra wat Paulus vir Jesus gevra het. Wie is u en wat moet ek doen? Ek en jy moet die begeerte hê om aan te hou meer en meer van Jesus te ken. Tot die dag wat ek en jy in ewigheid aankom. Ewigheid gebeur nie eers in ewigheid nie. Dit het gebeur die dag toe jy wedergebore word. Dis die dag toe ewigheid aangebreek het. En jy gaan Jesus ontmoet eendag in ewigheid, aangesig tot aangesig. Maar dan moet ons onsself die vraag vra, Here, wat is die plan en doel vir my hier op aarde? Hoe lyk dit?